Net sê as ek jou dalk nog nie môre gesê het nie, goeiemôre. So 'n opgewondenheid in my hart rondom vanoggend en dit wat ek glo die Here wil doen. En wanneer ek dit sê, dan is dit omdat dit wat ek vanoggend wil deel met 'n sekere gewig kom, wat afhangende van waar jy is, dit moontlik swaar mag wees, maar dat ek in my hart glo dat dit bitter nodig is verseker so. En so as jy op die WhatsApp groep is, sou jy alreeds gesien het, en as jy nie daar is nie, gesels asseblief met Elsabie dat ons jou daar kan kry. Dit maak die kommunikasie net soveel makliker. Maar hierdie vraag is die vraag vir vanoggend, en die vraag is Jesus nog genoeg vir jou? En wanneer ek dit vra, moet ek dalk 'n storie vertel om net te verduidelik wat presies vra ek. En so, ek hoop julle hou van die stories rondom die seuns. Dis ook ons manier om julle so 'n bietjie in te nooi in deel van ons wêreld. So ek wil nie oor myself praat nie, maar ek wil graag met jou deel en ek hoop julle sien dit ook so. En so, Ewald is tussen die twee seuns die een wat die minste emosie wys. Okay, so vir Ewald, Carla sê gisteraand vir my, sy is half dankbaar party daar dat hy dalk nog nie heeltemal so baie praat nie, want as hy regtig sy mind moet speak, is ons nie seker wat hy alles gaan sê nie. Hy lyk asof hy 'n redelike reguit persoonlikheid mag hê. En so met die gevolg is, hy is nie baie cuddly nie, hy wil nie jy moet hom vashou nie, en so aan en so meer. En so gebeur dit toe nou, dat ek sit in voorberei in die kantoor, en ek vra die Here so wat is op die hart? En Ewald kom in die kantoor en wat hy nie baie doen nie, en hy kom sit op my skoot, en ek soos, en ek hou hom vas, en hy lê so in, en ek is soos, dit is so nice, en sy handjie gaan so na my foon toe, en hy vat my foon, en hy, en in daai moment, is ek soos, wat is nie lekker nie? En toe hy by die deur uit is, toe hoor ek in my gees, my kinders doen met my dieselfde. En daar's kere en daar's oomblikke, wat Vader net wil hê jy moet op sy skoot kom klim. Hy wil net tyd saam met jou spandeer. Maar as ons harte so besig is met ons omstandighede, en so besig is met ons versoeke, en so besig is met ons planne en ons drome, en dit waarmee ons besig is, ons agenda, dan mis ons hierdie spesiale oomblikke saam met ons Pa. En so wanneer ek jou vra vanoggend, is Jesus genoeg vir jou, dan vra ek jou, kan ek jou uitnooi om so 'n bietjie perspektief te kry? Kan ek jou weer uitnooi om oomblikke saam met hom te beleef waar jy genuine net op sy skoot gaan sit? Waar jy net weer kies om te sê, irrelevant van dit wat deur ek gaan, irrelevant van dit wat gebeur, Jesus is vir my genoeg. As ek jou sou vra vandag, as ons op die een hand van die skaal moet sit, alles wat jy het, al jou besittings, al die mense vir wie jy lief het, en ons sit aan die ander kant van die skaal vir Jesus, sal jy nog Jesus kies? Is hy nog vir jou genoeg? En so ons gaan kyk na net 'n paar oomblikke. Ek wil net stil staan by 'n paar oomblikke, en soos ek praat, hoop ek dat die Heilige Gees jou hart sal oopbreek, sodat jy ook ontvanklik sal wees, om te weet wat jou oomblikke is. En so in die eerste plek wil ek jou vra, is Jesus vir jou genoeg? Selfs al werk die planne nie uit nie. En sien, daar's hierdie oomblikke in ons lewe wat ons planne maak, en ons gee ons beste, en ons doen ons beste. En dan gebeur dit so dat meeste kere voel ons, wanneer my plan nie uitwerk nie vanweë my eie swak keuses, dan is ek so half okay daarmee,
Want ek kan sê, dit was my swak keuses, daarom het my plan nie uitgewerk nie. Maar aan die einde van Paulus se lewe, in Handelinge 27, wanneer hy op pad is Rome toe, hy het klaar gepreek, hy het klaar die reise gereis, hy het klaar al die goed gedoen, is daar nog een reis vir hom, hy's 'n gevangene nou, en sien Paulus iets wat die ander ouens nie sien nie. Hy sien die weerpatrone verander, hy sien die goed gebeur, en dan waarsku Paulus, hy sê asseblief manne, ons moenie trek nie. Maar die Bybel leer vir ons dat die ou wat die besluite moet neem, luister eerder na die ander ouens, en daar eindig hulle op skipbreek. Op die oop water, die storm slinger hulle rond. Weet nie of jy dalk al ooit so gevoel het nie. Jy trek swaar as gevolg van die besluite van ander mense. Jy moet deel met emosies wat jy nie eintlik weet wat om mee te doen nie, vanweë die besluite van ander mense. Dit was Paulus gewees. Maar dan praat die Here weer met Paulus, en dan praat Paulus met die manne, en dan sê hy vir hulle, hy sê, daarom hou moed manne, dis nou Paulus met hulle praat, hy sê, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos hy aan my gesê het, en wat die Here vir hom gesê het, is dat daar sal geen verlies aan lewe wees nie. En so ek wil vir jou vra, of ek wil vir jou probeer verduidelik, dat wanneer ek jou vra, is Jesus nog genoeg vir jou, dan vra ek vir jou, sal jy ten spyte van die skipbreek, ten spyte van die feit dat jou planne nie uitgewerk het nie, sal jy kies om nog steeds te reageer wanneer hy met jou praat? Sal jy nog steeds besig wees om die ouens om jou moed in te praat? Want dis wat Paulus besig is om te doen. Dae gaan verby. Bybel sê vir ons dat hulle nie sonskyn sien nie. Miskien kan jy terugkyk op 'n seisoen. Wat jy regtig voel, dis nie jou skuld nie. Dis nie jou skuld dat die planne nie uitgewerk het nie. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, sal jy opnuut tyd spandeer op die skoot van jou Vader? Sal jy opnuut tyd spandeer met jou hart, of met jou kop so 'n bietjie op sy hart, om net te ontvang van die Here, ook liefde, al werk die planne nie uitneem. Mag ek jou herinner, dat Paulus was nie sy hele lewe lank op die oop see nie. Is Andrei naby, hoekom sien ek hom nie? Is hy hierso? Sal jy net hoor wat Bas so, asseblief, ek weet nie of jy dit kan hoor daar waar jy is nie. Mute dalk maar net die instrumente as jy kan. So al werk die korttermynplanne nie uit nie, en al is dit nie jou skuld nie, is my vraag vir jou, sal jy nog steeds gehoorsaam wees, al is dit moeilik? So 'n bietjie langer termyn wil ek vir jou so vra, so wat is die drome nie uitwerk nie? Wat is dit wat jy gedink het, die ideaal sal wees? Ons lewe in 'n tyd, en ek bedoel dit met baie respek, en ek wil niks wegvat van God se almag en sy manier om vir ons te voorsien nie. En ons in vergelyking met ander lande, wil ek vir jou sê, gaan dit eintlik nog met ons baie goed. Maar ons in vergelyking met ons verlede, is die Afrikaner besig om te verarm teen 'n geweldige tempo. Teen 'n geweldige tempo, en is daar moontlik goed waaroor jy kon gedroom het, of dalk goed waaroor jou pa gedroom het, wat dalk nie gaan realiseer nie. En dan wil ek vir jou vra, wat as jy net Jesus oor het? Wat as hierdie wêreld alles van ons sal wegvat, en al wat ons oor het is net Jesus, sal dit vir jou genoeg wees? Of moet ons teologie draai en skuif en breek en laat werk en forceer om éventueel uit te kom by ons droom? Want jy sien, ek dink Stefanus, ek dink hy dalk 'n droom gehad. Want in Handelinge 7 lees ons so deel van die apostels, 'n man vol van die Heilige Gees. Ek dink hy het gedroom oor 'n paar goed, ek vermoed net so. Ek dink selfs as 'n Jood het hy gedroom van die feit dat hy dalk die Messias sal sien terugkom.
Dalk het hy vanweë die feit dat hy 'n Jood was gedroom hoe Israel weer die wêreld sal regeer, soos in die tyd van Dawid. Miskien was dit meer geestelik, maar daar's 'n paar goed wat ek dink hy oor gedroom het. En vir een of ander rede in Handelinge 7, vers 59, en hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aangeroep het. En hy het gesê, Here Jesus, ontvang my gees. Ek wil graag hê jy moet iets sien vanoggend. Ek wil hê jy moet sien hoe praat iemand wat vir eens en vir altyd 'n besluit gemaak het en gesê het, Jesus is genoeg. Weet jy wat sien ek nie? Ek sien nie hoe roep Stefanus uit, Jeremia 29 vers 11, die planne wat die Here vir my het, planne van voorspoed. Ek sien dit nie. Ek sien nou 'n lewe wat oorgegee is teenoor die Here. Ek sien nie dat hy staan op al hierdie prosperity beloftes nie, en hoor my mooi, daar is niks fout met voorspoed nie, en daar is 'n tyd en 'n seisoen om die beloftes en die woord van God vas te gryp, ek hoor dit. Maar dit kom uit 'n plek uit, waar Jesus eers vir ons genoeg is. Dit wat hy vir my gun, ek vergenoegd mee is. Dis 'n ander manier van leef. Dis 'n lewe oorgegee. So wanneer my planne, ek praat bietjie meer korttermyn. Wanneer my drome so bietjie meer langtermyn. Wanneer dit nie realiseer nie, vra ek vanoggend vir jou. Is Jesus vir jou genoeg? Is julle nog okay? Ek sien 2 tonele in Johannes afspeel. En ek sien 'n stelling wat Jesus maak. 'n Stelling toe ek dit lees, toe ruk dit weer my hart. In Johannes hoofstuk 2, hierdie bekende gedeelte, so hy begin in Johannes hoofstuk 2, Jesus besig om water in wyn te verander. Jy weet, en dit gaan net lekker daar by die bruilof. En net daarna kry Jesus hulle in die tempel, en hy vererg hom so, dat hy moet gaan toutjies vat om 'n sweep mee te maak, jy weet, hy moet nou kalmeer. En toe hy klaar daai sweep gemaak het, is hy soos, luister hier, nou is dit genoeg. En hy gooi die tafels om en hy jaag hulle uit, en hy sê, weet julle nie dat die huis van my Vader huis van gebed moet wees nie? Hy leer dit vir ons. Hy leer vir ons daar, hy maak 'n statement, dat ons nie moet handel dryf in die kerk nie. Nou wil ek net mooi vir jou verduidelik wat daar gebeur. So, offergawe was nog baie wetties gewees, en jy moes dit by die tempel kom bring het. En dit was so gewees dat hulle geleer het dat daar skeiding is tussen jou en God. God is kwaad vir jou as jy nie jou offer gebring het nie. En so wat dan nou sou gebeur is, mense sal 'n behoefte hê om 'n offer te bring. Hulle sal hulle bes te gee. En dan sal hulle nie noodwendig opdaag met die regte offers nie, want jy weet dit was voor die internet, en dit was voordat die Bybel in hierdie formaat was. En dan sal die fariseërs wat heeltyd nuwe reëls opmaak, nog nuwe reëls opmaak, sodat hulle nog 'n bietjie meer offers moet bring. En dan net toevallig, jy weet, toevallig is daar nou 'n reël wat sê, luister jy moet so en so en so maak, en dan is daar nou teen 'n redelike winsgrens, toevallig, hier by die deur, die perfekte duifie wat jy nodig het vir hierdie offer, teen 'n geringe voetjie. En dit was daardie hart wat hy wou aanspreek. En so Jesus sorteer dit uit. Maar nou, op grond van die feit dat hy met 'n sweep hulle uitjaag, sê hulle vir hom, luister hier, gee jy vir ons 'n teken, hulle sê dit nou vir Jesus, om vir ons te wys op grond van wat se autoriteit jy hierdie goed sê. Jesus sê vir hulle, breek hierdie tempel af, ek sal dit in 3 dae bou. Hulle sê vir maar 46 jaar of 64 jaar, 46 jaar dink ek.
bou hulle al in hierdie tempel en u sê sal dit in 3 dae opbou. Nou ons weet hy het verwys na sy liggaam wat na 3 dae sal opstaan uit die dode. Maar hoor net hierdie stelling. So hulle het geen teken gesien nie, alhoewel Jesus wonders en tekens elders gedoen het daardie ouens wat dit van hom vereis het nie 'n teken gesien nie, maar hoor wat sê Jesus. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het. So bly by my. Hulle soek 'n teken. Jesus is bereid om wonders en tekens te doen, maar hy doen nie wonders en tekens daar nie. Hy sê, hy het homself nie aan hulle toevertrou nie. Wanneer ek vir jou vra, is Jesus nog vir jou genoeg? Dan vra ek vir jou, kan Jesus homself nog aan jou toevertrou? Met ander woorde, is jy bereid om besig te wees met sy hart en nie net met die wonders en die tekens wat hy vir jou kan doen nie? Is ons nog besig met wie hy is, nie net hoe hy vir ons moet voorsien nie? Daar's iets wat gebeur, daar's iets wat ek en jy moet raak sien. Hoor mooi. Jy sien, die uitdagings kom wanneer jy aan die einde van die maand die goed moet betaal en jy kan dit nie betaal nie. Dan is die uitdagings daar. Wanneer die doktersverslag deurkom en jy lees daar goed wat jy nie wou lees nie, dan is die uitdagings daar. En dan wat gebeur is hierdie uitdagings consume ons en dit word ons fokus en dit word waarmee ons hart en ons kop besig is en dan wil ons partykeer die Here soort van as 'n instrument probeer gebruik en hy word die middel tot 'n doel, maar eintlik is die doel wat ek opgelos wil hê is my probleem aan die einde van die maand en dit is hierdie siekte en dis hierdie dinge en hy word en dis so teenstrydig met wat die woord van die Here ons leer. Ek en jy gaan moet dit inoefen, anders dan gaan ons dit nie reg kry nie, om hierdie twee goed om te ruil. My omstandighede word die middel tot die doel en hy is die doel. Ek wil hom verheerlik. Ek wil sien dat sy naam groot gemaak word. Ek sien hierdie uitdagings net as 'n geleentheid vir hom om verheerlik te word. Hy word nie die oplosser van al my probleme nie. En dan sal ons partykeer onnodige goed sê. En ek hoop regtig hier oor my hart. Onnodige goed soos, wat maak dit dan saak dat ek bid? Jy sien, dit maak saak, want die einddoel is nie God wat skielik moet inspring en al my goed oplos nie. Dis nie die einddoel nie. Ek bid want ek is lief vir hom. En hy is lief vir my. En dit is hier die liefdesverhouding, dis hier die plek, dis wanneer ek op sy skoot kom sit met my kop teen sy bors, en ek net vir my pa kan huil, en net vir my pa kan wees, daardie oomblik wen ek reeds, en die uitkoms word 'n bysaak, en dit word iets anders, dit word iets tweede, want Jesus is vir my genoeg. En so in Johannes 2 kry hulle nie die teken nie. En Jesus sê hy kan hulle self nie hulle toevertrou nie. In Johannes 6 is daar hierdie miraculous teken. Okay, so sommer 2, so's crazy. Dis jy weet daai storie wat van die 2 visse en die 5 broodjies. Julle kan dit onthou. Amazing storie. Daarna loop Jesus op die water na die oorkant toe en Johannes verduidelik ons baie mooi hoe die ouens wat met hom kom praat het, okay, hulle het die som gemaak. Want hulle soos Jesus het nie gekom saam met sy disippels nie, maar nou is hy hier, maar hier's nie 'n ekstra bootjie nie. En nou is hulle soos, hoe het jy hier gekom? En dan begin Jesus, omdat hy hulle harte onderskei, antwoord hy sê, verwaar, ek sê vir julle. Kerk, ek hoop jy vang my hart vanoggend. Sê julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Hoekom soek jy vir Jesus? Sien wat Jesus aan hulle probeer kommunikeer, is julle hang eintlik net hier rond, omdat ek julle kos gegee het. En so,
julle soek eintlik nie vir my nie. Julle is eintlik nie besig met my nie. Julle is besig met alles wat ek vir julle kan doen en alles wat ek vir julle kan bied. En so daarom hierdie vraag in my hart. Met of sonder die wonderwerk, is Jesus vir jou genoeg? Sal jy aanhou om met dieselfde passie en ywer hom te soek? Of werk die plan nie uit nie? Al realiseer die droom nie. As die wonderwerk nie realiseer nie, sal jy aanhou om te soek. En dan krities belangrik, as die wonderwerk wel realiseer, sal jy aanhou om hom te soek. Ons het so slegte gewoonte geword om Jesus te soek totdat die uitkoms kom, dat daar 'n sêding is wat sê, moenie God as 'n spaarwiel gebruik nie. Besef jy hoeveel keer moes dit gebeur het vir die kerk om 'n slagspreuk daarom te bou? Ons het so geverval in die idee dat ek hom moet soek vir iets. Vanoggend wil ek vir jou sê, kerk, kom ons soek hom net. Kom ons soek hom net. Kom ons soek hom. Die ander goed, asseblief, dis wonderlik. Ek wil saam met jou dankbaar wees vir elke keer wanneer die Here vir jou deurkom, vir elke wonderwerk, vir elke oomblik. Ek is die ou wat die dankbaarste is saam met jou. Al wat ek probeer sê is, dis nie die punt nie. Hy is die punt. Hy is die een. Dis op hom wat ons oë gefokus moet wees. Jy sien, ek gaan begin afsluit, want dan wil ek graag hê ons moet tyd in gebed spandeer, want elke een van ons moet inkyk vanoggend en sê, Vader, waar is ek? Maar ek wil jou vat na 'n oomblik toe. Die oomblik in die tuin van Getsemane. En ek wil jou vra vanoggend selfs, al kos dit jou alles, sal Jesus vir jou genoeg wees? Jy sien, daar was 'n oomblik gewees waar dit Jesus alles begin kos het. Hoor hoe roep hy uit. En hy sê, Abba Vader. Hoor wat erken hy, alle dinge is vir u moontlik. Is dit geloof of is dit ongeloof? Geloof. Geloof. Dit is nie ongeloof om te bid, nogtans, hy sê, neem hier die beker van my af weg, maar nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Dis nie ongelowig om dit te bid nie. Vol geloof staan Jesus op, hy sê, Vader, asseblief vat hier die beker van my af weg. Maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Ons is maklik om te sê, wanneer die groot verdrukking kom, wanneer die merk van die dier kom, ons is maklik om te sê, ek sal sterf vir my geloof, maar ons sukkel om kerk toe te kom as dit reën. Ons sukkel om kerk toe te kom as dit 'n bietjie warm is. Ons sukkel om kerk toe te kom as die krag nie reg is nie. Ons sukkel om kerk toe te kom as iemand in die kerk iewerster my geld skuld. En my vraag ek jou, so wat is dit jou alles kos? Sal Jesus vir jou genoeg wees? Jy sien, daar's iets wat gebeur, daar's iets wat binne in ons aktiveer wanneer Jesus vir ons genoeg is. Want skielik raak al hierdie ander dingetjies net eenvoudig nie meer belangrik nie. En selfs my alles, as ek alles verloor, bly ek op Jesus gefokus. Nou die band, julle kan asseblief vorentoe kom, en ek wil jou los net met 3 baie praktiese goede. Hierdie 3 goed, en die ouens wat neerskryf, julle kan dit vinnig neerskryf.
Ek wil jou net vinnig, net so, hoe doen ek dit? Hierdie 3 goed, net vinnig. Soek sy hart meer as wat jy sy hand soek. Maak dit 'n hartsbeginsel, dat jy sy hart meer sal soek as sy hand. Maak dit 'n hartsbeginsel om te bid, laat U wil geskied. Nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Onthou hoe hy jou gedra het. As jy mooi sal dink, en ek vra jou terwyl ons nou onsself net voor Vader gaan posisioneer, laat jou gedagtes gaan na die kere toe wat hy jou gedra het. Wil jy nie net jou oë toemaak saam met myne nie? Ek herinner jou net weer hierdie 3 goed. Soek sy hand, soek sy hart eerder as sy hand. Maak dit 'n gewoonte om te bid, Vader, soos U wil en nie soos ek nie. Vat daarmee saam. Herinner jouself aan die kere wat hy deurgekom het vir jou. Ons gaan net een liedjie sing. Maar ek wil jou vra om asseblief hierdie oomblik vas te gryp. Om in hierdie oomblik 'n opnuut besluit te neem. Want ek glo dis elkeen van ons se hart dat Jesus vir ons gis. Ek glo dis ons intensie. Maar kies opnuut vanoggend om daai geraas hier binne in jou kop stil te maak met die eenvoudige antwoord: Jesus is vir my genoeg. Hoekom is hy vir my genoeg? Want daar was kere wat ek nie geweet het waar die volgende sent vandaan sal kom nie, dan het hy vir my voorsien. Daar was kere wat ek nie geweet het hoe gaan ek hier uitkom nie, dan het hy my gehelp. Daar was genesings gewees, ek kan hulle onthou. En so Jesus is vir my genoeg. En kom wat wil, as ek moet sterf soos wat Stefanus gesterf het, dan weet ek leef nie vir die tydelike nie. As ek die wonderlike oomblikke kan beleef, soos wat die disippels saam met Jesus beleef het om te sien hoe 2 visse en 5 broodjies vir duisende mense kos gee, dan wil ek dit beleef. Maar my fokus is hy en hy alleen. En my hart is op hom. En ek weet ek bid nie verniet nie. En ek weet dis nie te vergeefs nie. Want ek het 'n klinkklaar besluit gemaak. Jesus is genoeg. En so kan ek jou nooi net vir 'n oomblik. Ons gaan nie lank wees nie, maar vir hierdie oomblik. Ek wil jou vra, gryp asseblief hierdie oomblik vas. En as jy braaf is, bid hierdie gebed en vra: Here, leef ek soos iemand vir wie U genoeg is? Staan asseblief saam met my en kom ons aanbid net vir 'n oomblik.
Vanoggend wil ek nie vir jou bid vir uitkoms nie. Ek wil nie vir jou bid vir genesing nie. Ek wil nie vir jou bid vir dit waarvoor ons gewoonlik bid nie. En daar is uit die aard van die saak niks fout daarmee nie. Maar my gebed vir jou vanoggend is dat jy hom sal ken en dat jy deur hom geken sal word. Dat jy sal effort insit. Dat jy sal moeite doen om eenvoudig by jou pa se hart uit te kom. Om net op sy skoot te gaan sit en te hoor wat dit is wat hy van jou sê. Om in 'n sekere sin weer te verdwaal in sy liefde. Om oorweldig te word, nie met die dinge van hierdie wêreld nie, maar met sy liefde vir jou. En so ek wil jou uitnooi, as jy gemaklik is om so te doen, en net opnuut wil reageer, wil jy nie net jou hande saam met my hande in die lug insteek, en kom ons bid net saam, en Vader, Abba Vader, Here, U wat ons harte ken, Here, mag ons die voorreg hê om U te ken en deur U geken te word. Here, mag ons U aangesig soek, nie vir dit wat ons kan kry nie, maar vir wie U is. Mag ons hoop wees op wie U is. Here, terwyl ons harte vol geloof is, in afwagting, ook op dit wat U kan doen. Here, wil ons nie mis, om net op net ons hand in die hand te sit nie. Wil ons nie vergeet, Here, wie U is nie. Here, mag ons U soek in hierdie week wat vir ons voorlê. Here, ons het U nodig. Ons is afhanklik van U. Ons besef, ons kan U nie leer ken as U nie Uself aan ons openbaar nie. Sal U asseblief opnuut Uself aan ons openbaar. Vader, mag ons manne en vroue wees wat rustig sal leef om effektief te wees vir U koninkryk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.